Goeienaand en welkom by hierdie baie spesiale Kersprogram. As daar nou 1 jaar was in ons onlangse geskiedenis wat nou regtig 'n aardige jaar was, dan was dit verseker 2020. Die COVID-pandemie, of die COVID-19 pandemie, het nie net individue geraak nie, maar ook instansies en besighede en selfs regerings van reg oor die wêreld. Hier by die Geloofsentrum Universitas moes ons ook vir 'n ruk lank ons deure sluit. Maar te danke aan moderne tegnologie kon ons voortgaan om ons dienste uit te saai en kon selfs ons musiekbediening voortgaan om te funksioneer, deurdat elkeen sy eie stukkie musiek met sy selfoon opgeneem het en al hierdie videoetjies toe bymekaar gevoeg is om een georkestreerde geheel te vorm, soos wat ons dit in die kerk sou doen. Die voordeel hiervan was dat ons selfs van ons oudlede van elders in die land en selfs oor see kon kry om ook saam te speel, as ook 'n aantal gasspelers. Vanaand bring ons al hierdie mense byeen vir hierdie baie spesiale program. Ek wil baie dankie sê aan ons toegewyde tegniese span, Werner en Emma Boysen, Roelof Botha en Depree Stols, wat baie lang ure agter die kameras en die rekenaars deurgebring het om hierdie program aan mekaar te sit. Dankie vir die voorreg om saam met julle te kan werk. Baie gemeentes kon vanjaar nie 'n Kerssangdiens hou nie, want die mense mag nie sing nie. So vanaand bring ons die Kerssangdiens na julle huise toe. Dit is my wens dat julle as gesin, of as familie, of as vriende daar by mekaar, ook saam met ons sal sing vanaand oor die Verlosser wat na die aarde gekom het. En die woorde sal julle sien verskyn op die skerm, so jy hoef dit nie te gaan Google nie. Sing net lekker saam of luister net lekker saam. As jy vanaand terugkyk na die jaar met dankbaarheid, omdat jy dit deur hierdie mekaar jaar gemaak het, mag hierdie vir jou 'n dankfees wees. As jy vanaand hartseer is oor geliefdes wat jy verloor het, mag hierdie vir jou 'n geleentheid van troos wees in die wete dat daar lewe na die dood is. Of as jy vanaand mismoedig of onseker is oor die toekoms omdat jou besigheid groot skade gelei het, mag hierdie vir jou 'n geleentheid van hoop wees in die wete dat daar 'n Verlosser is op wie jy kan vertrou. 'n Verlosser wat jou oneindig liefhet. Hier is 'n simfonie van Kersmusiek.
The first Nobel, the angel did say, was the certain poor shepherds in fields as they lay, in fields where they lay keeping their sheep on a cold winter's night that was so deep. Noel, 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 born is the King of Israel. They looked up and saw a star shining in the east beyond them far, and to the earth it gave great light, and so it continued both day and night. Noel, 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 born is the King of Israel.
En skielik was daar saam met die engele menigte van die hemelse leerskare wat God prys en sê: Eer aan God in die hoogste hemele en vrede op aarde, in die mense 'n welbehae. Jesus is in Bethlehem in Judea gebore tydens die regering van koning Herodes. Na Jesus se geboorte het daar sterrekykers uit die ooste in Jerusalem aangekom en gevra: Waar is hy wat as koning van die Jode gebore is? Ons het sy ster sien opkom en ons het gekom om aan hom hulde te bewys. Toe koning Herodes hiervan hoor, was hy en die hele Jerusalem saam met hom ewig ontsteld. Hy het toe die priesterhoofde en die skrifgeleerdes van die volk bymekaar geroep en hulle uitgevra oor waar die Christus gebore sou word. Hulle het hom geantwoord: In Bethlehem in Judea, want so is dit deur 'n profeet geskrywe: En jy, Bethlehem, gebied van Juda, jy is beslis nie die kleinste onder die leiers van Juda nie. Uit jou sal 'n leier voorkom wat vir my volk Israel 'n herder sal wees. Daarna het Herodes die sterrekykers in die geheim ontbied en noukeurig by hulle vasgestel wanneer die ster verskyn het. Hy het hulle na Bethlehem toegestuur met die woorde: Gaan doen noukeurig ondersoek na die kindjie. En as julle hom kry, laat my weet, sodat ek ook aan hom hulde kan gaan bewys.
Nadat hulle die koning aangehoor het, het hulle vertrek. En kyk, die ster wat hulle sien opkom het hulle gelei totdat dit gaan staan het bo die plek waar die kindjie was. Toe hulle die ster sien, was hulle baie bly. Hulle het in die huis ingegaan en die kindjie saam met Maria, sy moeder, gesien. En hulle het gekniel en aan hom hulde bewys. Daarna het hulle reissakke oopgemaak en vir hom geskenke uitgehaal: goud, wierook en mirre. Heel aan die begin het die woord reeds bestaan. Die woord was by God en die woord was self God. Hy was reeds in die begin by God. Alles het deur hom ontstaan en sonder hom het nie een ding wat bestaan ontstaan nie. In hom was daar lewe
en die lewe het gedien as die lig vir die mense. Die lig verlig die duisternis en die duisternis kan dit nie uitdoof nie. Jesus het toe sy oë na die hemel opgerig en gesê: Vader, die uur het aangebreek. Verheerlik u Seun, sodat die Seun u kan verheerlik. Net soos u aan hom gesag oor die hele mensdom gegee het, sodat hy aan elkeen wat u aan hom gegee het, die ewige lewe kan gee. En dit is die ewige lewe, dat hulle u ken, die enigste ware God, en ook hom wat u gestuur het, Jesus Christus. Regverdige Vader, die wêreld ken u nie, maar ek ken u, en hulle weet dat u my gestuur het. En ek het u naam aan hulle bekend gemaak, en ek sal dit verder bekend maak, sodat die liefde waarmee u my liefgehad het, in hulle kan wees, en ek in hulle. In ons suiderland ruis 'n Kersfeesklank en die vlaktes hoor weer die engle koor. Met die stal deur hoop, waardeur herders loop, is die spoor te vind na die redderkind. Kersfees liefde kom ons aan. Al het ons ook ver verdwaal, lei ons soos die suiderkruis in die rigting wat u sien ons wys, met die ster vooruit vind ons ware suid, helder skyn die Jesus kruis. Hy nooi almal uit, vier dit wêreldwyd, daardie stille nag was lang verwag. Kruis uit liefde kom ons haal, al was ons ook ver verdwaal. Lei ons soos die suiderkruis in die rigting wat u sien ons wys, met die ster vooruit vind ons ware suid, helder skyn die Jesus kruis. Lei ons soos die suiderkruis in die rigting wat u sien ons wys, met die ster vooruit vind ons ware suid, helder skyn
Goeienaand vriende, vanaand gaan ons die Here loof en prys, nie net in lied nie, maar ook deur te luister na die woord. Maar voor ons lees, kom ons bid net saam. Ons Hemelvader, dankie dat van die begin af die engele en die wagters en die herders en Maria en baie ander mense u seun geloof en prys het. En Here, ons weet hoekom. En vanaand wil ons dit weer met mekaar deel. Wil U gee dat ons U in alles sal loof en prys, wat ons dink, wat ons sê, wat ons doen. Amen. Vriende, net 2 gedeeltes uit Johannes uit. 1 Johannes 3 vers 16. God het die wêreld so lief gehad, dat hy sy enigste seun gegee het, sodat die wat in hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. God het nie sy seun na die wêreld toe gestuur, om die wêreld te veroordeel nie, maar sodat die wêreld deur hom gered kan word. En dan Johannes 8, ek ken die verhaal van die oorspelige vrou, wat gevat is om gestenig te word. En toe het die Here vir hulle natuurlik die volgende gesê: laat die een van julle wat 'n skoon gewete het, eerste klip op haar gooi. Daarna het hy weer gebuk en op die grond geskrywe. Toe hulle hoor wat hy sê, het hulle vir een begin wegloop. Die familiehoofde eerste, Jesus is alleen agtergelaat saam met die vrou, daar in die middel van die kring mense. Toe het hy regop gekom en vir haar gevra: mevrou, waar is hulle? Het nie een van hulle die oordeel oor jou voltrek nie? Niemand nie, Here, sê sy. Toe sê Jesus: ek doen dit ook nie. Gaan maar en doen van nou af nie meer sonde nie. Het nie een van hulle die oordeel oor jou voltrek nie. Jesus het gekom sodat ons nie veroordeel mag wees nie. My vriende, my vrou en my favorite song wat ons altyd op oujaar speel, is 'n liedjie van Frank Sinatra, It Was a Good Year. It was a good year. En die jaar te dink ek, okay, 2020, wat sal ons sê van 2020? En toe lees ek 'n gedig van iemand wat sê, dit was 'n gewone jaar gewees. En ek dink wat baie ander mense sê, hulle sê dit is 'n ongewone jaar. Maar op die einde van die dag, dink ek tog sal ons sê dit is 'n goeie jaar. Nou sal jy dadelik dink ek was glad nie in tred met wat in die jaar gebeur het nie. Maar weet jy, die unieke van 2020 is dat dit die eerste keer sedert die geboorte van Jesus is, dat die wêreldgebeure en die heilsgebeure gesinkroniseer is. Nou kom ek verduidelik vir u. Met Jesus se geboorte was daar 'n volkstelling in Bethlehem. Dis hoekom Jesus in Bethlehem gebore is. Met ander woorde, dit wat gebeur het volgens die plan van God en dit wat gebeur het in die wêreld het dieselfde tydsaspek gehad. Nou as ons terugkyk na 2020, dan is daar in 'n mate 'n soortgelyke tendens gewees. Nou in 2020 sal ons sê, as ons kyk na die wêreld, dat daar 'n hoogtepunt en 'n laagtepunt was. Nou weet ons, die laagtepunt was min of meer Paasvrydag, toe die COVID-kiem ontdek is en mense begin siek word het. Nou ons almal weet wat die gevolge daarvan is. Miljoene mense is dood, miljoene het hulle werk verloor, miljoene mense het probleme ontwikkel, mense is van mekaar vervreemd. Dit het letterlik, soos in Johannes 8 staan, daar 'n duisternis op die aarde gekom. Dis na COVID ontdek is en van mens tot mens versprei. En die unieke van dit is dat dit binne 'n kwessie van 'n paar maande oor die hele wêreld is. En dan kan die mense amper die Bybel verstaan as die Bybel sê dat die lewende woord ook in 'n paar maande oor die hele wêreld kan gaan. So in hierdie wêreld waarin ons leef, was daar rondom Paasvrydag 'n absolute laagtepunt. Dit het duister op die aarde geword. Maar dan is ons tweede hoogtepunt natuurlik in die jaar, is Kersfees. En as ons nou kyk na die wêreld rondom ons, wat het gebeur in die wêreld rondom Kersfees? Daar het 'n eindstof gekom. Mense kry hoop. Biljoene mense gaan ingeënt word. En dit alles rondom hierdie tyd
van 25 Desember. Met ander woorde, as ons na 2020 kyk, uit gewone oë gesien, dan was die dan was die twee hoogtepunte Paasvrydag en Kersfees, min of meer daar rond. En dis hoekom ek sê, dat dit die eerste keer in 2000 jaar is dat die kerk of die heilsgeskiedenis en die wêreldgeskiedenis sinkroniseer. Want wat het gebeur in die heilsgeskiedenis? Paasvrydag, donkerte sak toe op die aarde. Hoekom? Want Jesus sterf vir die sonde van biljoene mense. Dis die eerste ding, dis die laagtepunt in die kerklike jaar gewees. En dis hoekom toe Jesus gesterf het, het daar letterlik duisternis op die aarde neergesak. Maar vriende, die kerkjaar hou nie daarop nie. Hy gaan aan. En die hoogtepunt van die kerkjaar is natuurlik die geboorte van Jesus. Waar hy kom en presies doen wat Johannes 3 sê. So lief het God die wêreld gehad, dat hy sy seun na hierdie wêreld toe gestuur het. En daardie seun is niks anders as 'n geestelike eindstof vir die sonde in die wêreld nie. Dis hoekom Jesus moes bloed stort. Want in sy bloed was geregtigheid. En toe hy dit stort, toe vat hy die ongeregtigheid van die wêreld in hom in. En na hy opgestaan het, as ons hom inneem, dan is dit absoluut 'n teeninenting vir sonde. En dan kan ons presies doen wat Jesus vir hierdie vrou gesê het. As hy vir haar sê, gaan maar en moet van nou af nie meer sonde doen nie. Dis moontlik, vanweë die eindstof van Jesus Christus, vanweë sy bloed. Geliefdes, as jy dink aan 2020, dan is dit eintlik heel simbolies. En vandag is 'n baie simboliese dag. Vandag is 2012-2020. Klink maar net na woorde, 2012-2020. Maar is eintlik heel simboliese woorde. Dis die 12de keer wat ons in die jaar 20 kry. Die ander 12 was November tot Januarie en is 2020. En 12 is 'n volmaakte getal. So die Here wil vir ons sê, hierdie siklus van laagtepunt na hoogtepunt is nou afgehandel. Nou sit jou keuse. Gaan jy nou saam in die dood? Of gaan jy saam in die hemel? Gaan jy saam met die duiwel? Of gaan jy saam met die Here? Gaan jy in die laagtepunte bly? Of gaan jy na die hoogtepunte toe? Dis jou keuse. En Jesus is die een wat 'n groot verskil in 2020 kan maak. Amen. Jy wanneer sit in jou verdriet, tussen koerante en gister se oorskiet, onder 'n brug met 'n bottel jou toevlug, vergeet te verstaan.
vlees wat gebreek is. Daar in jou leegheid is daar iets wat jy moet wis. Daar is 'n God wat jou ken en 'n seun wat jou hart wil wen. Hy ken jou pyn, weet jy is broos en hy wag om jou te troos. En hy stuur my nou met die goeie nuus na jou. Hy het gekom vir jou, sy lewe gegee vir jou. Sy liefde ken geen grense nie, geen onderskeid van mense nie. Hy sien jou raak, wil jou syne maak. Hy nooi jou uit na sy koninkryk. Hy het gekom vir jou. Jy wat die toekoms in onsekerheid sien, wat nie weet hoeveel langer jy jou brood kan verdien. Jy wat in wanhoop verkeer oor jou sonde, jy wat wraakproe uit ander se wonde, jy wat in alles misluk het, wat geloof in jouself verloor het. Jy is steeds kosbaar, want jy is sy kind en hy smag dat jy hom weer vind. En hy stuur my na jou om 'n brug na hom te bou. Hy het gekom vir jou, sy lewe gegee vir jou. Sy liefde ken geen grense nie, geen onderskeid van mense nie. Hy sien jou raak, wil jou syne maak. Hy nooi jou uit na sy koninkryk. Hy het gekom vir jou. Ons Hemelvader, ag dankie Here dat ons nie lewensvreemd is nie. Dankie dat ons lewe ook nie net gekoppel is aan 'n kronologie van menslike gebeure nie. Maar dankie dat ons lewe bepaal word deur Jesus Christus, deur sy kruisiging, sy geboorte, die feit dat hy in ons is. Dankie daarvoor. Dankie dat ons kan terugkyk na die jare en kan sê, ons sien nou wat sonde kan doen. Ons sien dat sonde binne 'n paar maande die hele wêreld kan verlam. Maar Here, waar ons by Kersfees sit, weet ons kan ook sien dat Jesus miljoene mense kan lewend maak. Amen. Welkom o stille
van vrede onder die suiderkruis. Wyl stemme uit die ou verlede oor sterrevelde ruis. Kersfees kom, gee aan God die eer. Skenk ons 'n helder somer Kersfees aan hierdie land, o Heer. Hoor jy hoe sag die klokke beier in eeue oude taal? Kyk selfs die nachtelike sweye vertel die ou verhaal. Kersfees kom, gee aan God die eer. Skenk ons 'n helder somer Kersfees in hierdie land, o Heer. Voel jy ook nou sy warm liefde as ons die dag gedenk? Toe hy sy seun na ons gestuur het, ons grootste Kersgeskenk. Kersfees kom, gee aan God die eer. Skenk ons 'n helder somer Kersfees aan hierdie land, o Heer.
Thank